Landbou word geborg deur Toyota. Jy kyk en luister na Landbou op Pretoria FM saam met my Dian van der Berg. In vandag se program gesels ons met Agbus oor sakevertroue in landbou en die geleenthede wat dit dalk mag skep, en ons fokus ook later op die wildbedryf en vind bietjie meer uit hoe dit met die bedryf gaan. Bly ingeskakel. Die Landbou Sakekamer, oftewel Agbus, is van mening dat sakevertroue in landbou groeigeleentheid skep. Ek gesels vandag met die uitvoerende hoof, Theo Boshoff. Theo, baie welkom. Baie dankie. Nou Theo, volgens Agbus dui die meesterplan vir landbou en landbouverwerking, wat 'n spanpoging deur belanghebbendes in die bedryf was, 'n duidelike pad vorentoe aan. Julle meen die tyd is nou reg om aan die uitvoering daarvan te werk. Wat behels hierdie meesterplan presies? Ja, nee, baie dankie. Jy weet absoluut. Dis nie noodwendig nuwe kwessies nie. Dit is eintlik maar 'n samevatting van 'n klomp van die uitdagings, jy weet, en pogings wat verskeie rolspelers in die industrie nou 'n paar jaar doen. So dit is opgebreek in verskillende gedeeltes van die waardeketting, spesifiek tuinbou, akkerbou, van die diereprodukte, en dan ook kwessies rondom arbeid, natuurlike hulpbronne en van die kommersiële kwessies wat enablers so genoem in Engels, wat mens in plek moet sit, en dit is hoofsaaklik maar beleidskwessies wat uitgesorteer moet word. So dis 'n samevatting van al die kwessies binne kan die bedryf, as ek dit so kan stel. Dit is besig om aandag te kry. Jy het miskien heeltemal so vinnig soos wat ons hoop dit was nie, jy weet, dit sou die geval gewees het nie, maar dit is besig om aandag te kry. Dit gaan eintlik maar oor die mededingendheid van elkeen van hierdie, jy weet, bedrywe te bevorder om inklusiewe groei in elkeen van hierdie subsektors te kry. So die subsektors het spesifieke uitdagings. Natuurlik, as jy kyk na die lewende hawe, dan is daar natuurlik die gesondheidskwessies. As jy kyk na tuinbou, is dit toegang tot nuwe markte vir uitvoere. Jy weet, vir akkerbou is dan, jy weet, wat baie goed geïntegreer is natuurlik met die lewende hawe, is daar spesifieke uitdagings. Dan is daar kwessies wat natuurlik die hele bedryf raak. Regulasies rondom insette en om dit daai proses te bespoedig om toegang te kry jy weet, of ten minste, jy weet, vir die vervaardigers ook om toestemming te kry, registrasie te kry vir produkte wat die hele bedryf affekteer. Infrastruktuur kwessies, jy weet, spesifiek logistiek, waterinfrastruktuur, dan subsektor spesifieke infrastruktuurbeleggings wat nodig is. So waar die meesterplan eintlik maar vandaan kom het, is landbousin is baie wyd, omdat die uitdagings en die oplossings en die verskillende verpakkings so baie verskil. Maar dit kom eintlik maar oorspronklik van die karvervaardigingssektor af. En dit was 'n ooreenkoms tussen die regering en die staat om te sê, hoeveel sal die industrie belê, jy weet, dis nou die auto's, as daar sekere regulasies in plek gesit word, byvoorbeeld insentiewe, jy weet, en toegang tot sekere markte nou vir die auto's. En dit was toe uitgebrei tot die hele res van die ekonomie. Landbousin is baie meer kompleks. En ek dink wat dit kompleks ook maak, is daar soveel verskillende staatsdepartemente wat 'n rol speel. Sover die departement van landbou is baie aktief om hulle gedeeltes van die landboumeestersplan te implementeer. Maar ons kort beter ondersteuning van DTIC om markte oop te maak, water en sanitasie, natuurlik vir die uitbreiding van sekere areas en waterregte te kry. En baie van die arbeidskwessies, jy weet, val eintlik maar onder die departement van arbeid. So dit is besig om geïmplementeer te word, maar ons is nog nie heeltemal tot die spoed wat ons gehoop het ons nou al sal wees nie, of nog nie so ver so dis gewees het nie. Hoofsaaklik weens die gebrek van attendance en, jy weet, en samewerking van die ander staatsdepartemente. Maar dit is wel besig in plaas te vind. En waarom is dit nou die tyd om die plan uit te voer? So dit is altyd die tyd. Mens moet op 'n stadium begin. Ek dink dit is die eintlike kwessie. So ek sê dit is nie 'n nuwe plan nie. Organisasies soos ons self en natuurlik al die, jy weet, ander vennote in die waardeketting lobby nou al baie lank vir die kwessies, maar dit is 'n samevatting, jy weet, instemming tussen die staat en arbeid en jy weet, in die industrie in terme van wat gedoen moet word en teen wanneer dit gedoen moet word. So die plan was eintlik al 'n paar jaar terug geteken. Implementering is redelik stadig, maar as ons wil sien die tipe dramatiese inklusiewe groei wat ons hoop om te kry in die landboubedryf, dan moet ons dadelik
alles begin implementeer. Om markte oop te maak byvoorbeeld is baie krities. Ons weet nou nie die geopolitical omgewing wat op die oomblik is, gaan markte toe gaan al hoe moeiliker raak. So dit is nou 'n tyd om baie aggressief uit te gaan en te kyk na nuwe markte. En daar is die staat se hulp nodig. Jy weet om van die sanitêre protocols in plek te sit en ook om handelsooreenkomste te sluit met ander markte sodat ons produkte kan uitvoer. Waaraan kan die sakevertroue in landbou toegeskryf word? So die sakevertroue, dis 'n indeks wat elke kwartaal uitkom. Daar is 'n klomp verskillende kwessies waarna gekyk word. So ons dit is nie bloot op sentiment nie. Ons survey landboubesighede reg deur die land. Jy weet ons vra soos hoe is die vlakke van 'n diensneming, kapitaalbeleggings, omset, en natuurlik hoe lyk die landboukondisies sowel as ekonomiese kondisies. So dit is altyd 'n baie goeie maatreël om te voorspel dat as die sakevertroue in die landbousektor goed is, dan se ekonomiese groei gewoonlik na die tyd volg. So dit is tot 'n mate maar net so kwartaal gewoonlik voor jy die werklike groei sien. As jy kyk op 'n makro-ekonomiese vlak, jy weet ons algemene stand van sakevertroue is nie so hoog soos in die landbousektor nie. Dit het wel verbeter onlangs juis omdat ons energiesekuriteit heelwat beter is as wat ons was byvoorbeeld 'n jaar terug. Load shedding was sover die jaar nog redelijk beperk en laas jaar ook relatief beperk teenoor die jare voor. So daai energiesekuriteit maak 'n geweldige groot verskil vir die hele ekonomie. Ons logistieke stelsel is ook besig om te herstel, besig om en ons het nou gesien die uitvoerseisoen wat nou besig is om verby te gaan, was heel wat beter as die vorige 2 jare en die vertragings en die uitdagings met logistiek was nie naby so erg as wat was die vorige jare nie. Dit is nou jy weet dit raak die algemene ekonomie. Landbou spesifiek, ons praat van landboukondisies wat ook apart gemeet word en dit het geweldig opgegaan. 13 punte opgegaan van die vorige kwartaal af. En ek dink die effek wat ons daarvan sien is die goeie reënval wat ons gehad het in beide die winter sowel as die somer reënvalstreke. Daar is natuurlik areas wat negatief geaffekteer was daarvan, jy weet daardeur. Infrastruktuur beskadig was deur vloede, sekere areas waar gewasse ook beskadig was deur vloede, maar as 'n geheel is dit net positief. En te veel water is altyd beter as te min water, as ek dit so kan stel. So die landboukondisies was beter en dit het 'n baie groot rol gespeel. En as ons kyk na iets soos geopolitiese kwessies, watter uitwerking kan dit op die sektor hê? Jy weet die groot uitdaging met geopolitiese kwessies wat tans plaasvind, is daar is onsekerheid natuurlik in terme van belegging in Suid-Afrika en ek moet net noem dat byvoorbeeld 'n land soos die FSA is die grootste belegger, buitelandse belegger in die Suid-Afrikaanse ekonomie. So daai sentiment kan 'n rol speel. En ook onsekerheid rakende die toekoms van ons uitvoermarkte. Daar is besig om wêreldwyd nuwe tariewe besig om plek te sit. As jy kyk wat die FSA op die oomblik doen, daar is nog baie onsekerhede in terme van wat met Suid-Afrika se toegang tot AGOA kan gebeur en of ons hoë tariewe gaan sien waar ons op die oomblik tariefvry kan uitvoer. Maar die impak wat tariewe op ander lande ook het, is geweldig groot, want as 'n land soos die FSA wat natuurlik 30% van die wêreld se ekonomie is, tariewe instel op ander lande en die ander lande reageer of retalieer daarteen, beteken dit daar is ekses produksie in die wêreld wat 'n plek moet vind. So dit is nie bloot eenvoudig met die FSA nie, maar dit beteken ander lande kan potensieel Suid-Afrikaanse mark sien as 'n area om vir diversion, om van hulle ekses produkte heen te stuur. So dit het hierdie ripple effek reg deur die wêreldse ekonomie en natuurlik sal Suid-Afrika affekteer. Nou so ek dink dit weeg 'n bietjie op die sentiment op die oomblik. Mense weet nie presies wat gaan gebeur nie en wat die uitkomste gaan wees nie. So om net 'n voorbeeld daarvan is as daar China tariewe instel op graanproduksie van die FSA, wat beteken dit vir die Suid-Afrikaanse mark? Jy weet, want ons kan van dit geredivert word na Suid-Afrika toe, kan dit geredivert word na markte waar Suid-Afrika tans op uitvoer en hoe gaan dit die prys affekteer? So is baie moeilik om met sekerheid op die oomblik te sê en dis hoekom ek dink op die oomblik sien ons net 'n weeg 'n bietjie op sentiment, maar ons weet nog nie wat die werklikse uitvloei daarvan gewees nie. So as mens in die kristalbal kyk, in terme van die volgende kwartaale, hoe dit kan affekteer as van hierdie goed begin prakties 'n impak hê, dan kan mens miskien sien hoe dit weeg op die landbou, jy weet, uitvoere en veral jy weet omset, maar op die oomblik is dit net op sentiment wat weeg.
En Theo, is daar enige ander uitdagings wat sakevertroue in 'n mate kan belemmer, dalk iets soos logistieke kwessies? Daar's altyd plaaslik sowel as internasionale uitdagings. Plaaslik, as ek sê, ons hawe logistiek begin beter te raak, maar ons weet natuurlik die logistiek raak rondom ons paaie baie uitdagings in van die landelike gebiede. Dienslewering en plaaslike regering, klein munisipaliteite, plattelandse munisipaliteite sit addisionele laag van kostes by, want as daar gebrek is aan dienslewering, moet landboubesighede natuurlik self instaan daarvoor. Wat addisionele koste is. So die tipe kwessies weeg natuurlik op landbou se sakevertroue, nie net op die res van die ekonomie. En dan wêreldwyd buite die geopolitical kwessies wat mens sien, daar is natuurlik onsekerheid ook oor fitosanitêre maatreëls en sogenoemde non-tariff barriers wat in ons tradisionele markte, veral die UK en die EU besig is om toe te neem. So dit is uitdagings beslis en ek dink dit is iets wat 'n bietjie weeg op sentiment, maar mens sien nog nie in rand en sent daai impak nie. En Theo, is daar enige ander vooruitsigte vir die res van die jaar? So dit gaan 'n baie interessante jaar wees, 'n geweldige belangrike, jaar vir Suid-Afrika wees. Ons is natuurlik die gasheer van die G20 beraad die jaar, wat die wêreld se grootste organisasie is. Dis 80% van die wêreld se BVP. En die uitdagings wat ons sien is, daar's polarisering in die wêreld, onstabiliteit, meer konflik en hierdie wegbeweeg van internasionale reëls. So die groot poging wat ons natuurlik gaan aanwend as Suid-Afrika, en ek praat hier as besigheid, as arbeid, as regering, jy weet, dis regtig die SA Inc. En alles onder die Suid-Afrikaanse vlag, is om te probeer terugbeweeg, of dit te keer. Om te sê, kom ons terug, kom ons praat met mekaar, in plaas van eensidige maatreëls wat ingestel word, jy weet wat ons al hoe meer en meer sien, kan ons asseblief terugbeweeg na 'n platform van dialoog, en reëls wat vir almal geld, die WTO reëls. So genoem in Engels multilateralism. Is 'n geweldige groot uitdaging. Daar's op die oomblik hier beweeg weg van dit vir die eerste keer in dekades. En dit is 'n uitdaging wat ons hierdie jaar gaan moet aanpak, in terme van hoe kan 'n mens die sogenoemde coalition of the wounded in die wêreld, al die kleiner oop ekonomie soos Suid-Afrika wat kan benadeel daar word, hoe kan 'n mens almal saamtrek en te kyk of 'n mens kan almal terug na die tafel te bring om 'n potensiële polariteit te probeer vermy. Theo, baie sterkte met al die uitdagings. Ons hou dit met belangstelling dop en dankie dat jy deelgeneem het aan vandag se program. Baie dankie vir die geleentheid. So gesels die uitvoerende hoof van Agbus, Theo Boshoff. Ons gesels nou oor die wildbedryf en ek verwelkom die voorsitter van Wildbedryf Suid-Afrika, Colin Engelbrecht, vir die gesprek. Colin, baie welkom. Hallo Dian, hallo luisteraars en dankie vir die geleentheid weer eens met julle vandag te gaan gesels. Nou Colin, daar word berig dat dit baie goed gaan met die wildbedryf. Kan jy 'n bietjie uitbrei daaroor? Ja Dian, die wildbedryf is tans in 'n baie goeie plek. Daar is stabiliteit in ons markte wat gesien kan word in die pryse waarteen wild verhandel word tans. Dit dui aan die volwassenheid van ons bedryf. Dan die ongelooflike reëns wat ons tans oor meeste van die gebiede gehad het, is baie goed en baat ons boere geweldig. Nou Colin, jy noem dat die wildpryse ook goed lyk. Is daar enige veilings waaroor jy sal wil gesels? Ja Dian, die afgelope 2 maande was daar 2 merkwaardige veilings met uitsonderlike diere en teelmateriaal wat aangebied is. Ek het vanoggend deur 'n katalogus gewerk van 'n opkomende veiling en ek kan net rapporteer dat daar net merkwaardige diere is en geweldige spronge wat deur ons bedryf gemaak word ten opsigte van diere wat aangebied word. Pryse het geklim en daar's aanduidings dat daar tekorte is in sekere spesies, veral onder blouwillebeeste, jagbulle, rooi hartbees, jagbulle en daai ensovoorts. En ja, dit is merkwaardig om in hierdie posisie te wees. Dit klink of dinge redelik glad verloop in die wildbedryf, maar tog is daar altyd uitdagings wat daarmee gepaard gaan. Is daar enige uitdagings tans in die wildbedryf wat jy kan uitlig? Ja, onsekerheid oor grond en privaat eiendomsreg, waarvan grondonteiening sonder vergoeding een van die grootste uitdagings, veral as jy kyk na beleggingssekuriteit. Met die huidige kons in die media het sekere van ons toeriste reeds hulle reisbeplannings na Suid-Afrika gekanselleer wat 'n direkte invloed op ons boere het, veral die jagmark. Hoe gaan dit op die oomblik met die permitprosesse?
Met die Buffalo Analytics gaan dit uitstekend. Ons het meer as 200 veeartse opgelei onder die CPD of althans die voortgesette professionele ontwikkelingsopleiding, waarvan 10 veeartse aangestel is om namens die departement veeartseny op te tree. Dit is 'n keerpunt om buffels so vinnig te kan skuif. En ons is opgewonde oor die verhoudings tussen ons en die departement veeartseny en omgewingsake wat ons tans geniet. Nou, enigiets anders waarmee WRSA tans besig is? Ja, Dian, dit is tot hede 'n baie besige jaar gewees. Ons uitvoerende hoof was in Amerika op een van die groot jagskoue en die terugvoering wat ons daar ontvang is baie positief vir die mark. Baie van ons wildsboere is jagondernemers en jag is baie belangrike sektor van ons bedryf. Veral vir ons boere wat net in die teelmark is. Daarvandaan was Richard, ons uitvoerende hoof, na CITES toe in Genève, waar ons onsself regmaak vir die COP vergadering wat in November gaan plaasvind. So op die internasionale vlak is ons goed verteenwoordig. En dan hou ons besig met die aanhoudende buffelopleiding. So ja, dit bly besiger jaar en ons is opgewonde oor dit. Dis ook goed om te hoor. Nou, Colin, net in 'n netedop, vertel net weer vir ons luisteraars en kykers presies wie en wat WRSA is en hoekom jy hulle sou aanmoedig om hulle te word. Die WRSA is 'n nuwe winsgewende organisasie wat die spreekbuis van alle wildboere in Suid-Afrika is. Ek moedig almal aan om deel te word van hierdie organisasie. En dit sluit al die voordele wat jy inkry. Onder andere regshulp, as jy 'n probleem het, jou eerste konsultasie is gratis met regsmense wat ons kan voorstel. Buffalo Analytics is 'n tweede ding. Jy skryf van jou buffels wat vlot loop en ons help jou daarmee. En dit is ook gratis aan lede. Jou plaaslike en internasionale verteenwoordiging. Is om maar 'n paar te noem wat jou voordeel is om deel te wees van ons. En Colin, net ten slotte, het jy enige ander boodskap vir wildboere? Ek kan net sê, hou aan met wat julle doen. Geniet dit. Bly bevoorreg om met hierdie wonderlike diere elke dag te werk. Dankie vir jou inset in vandag se program, Colin. Baie dankie, Dion. So gesels Colin Engelbrecht, die voorsitter van Wildbedryf Suid-Afrika. Daarmee is dit ook die einde van vandag se program hier op Pretoria FM. Dankie dat jy saamgeboer het. Tot môre, selfde plek, selfde tyd. Totsiens. Landbou is geborg deur Toyota.